Wanneer laas het jy in die aand net buite gaan sit en opgekyk na die sterrehemel? Dit vat nogals 'n mens asem weg, veral op 'n aand waar dit mooi oop is. En dit laat 'n mens sommer klein voel. Dawid moes presies so gevoel het toe hy in Psalm 8 geskryf het: As ek u hemel aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre waaraan u plek gegee het. Wat is 'n mens dan dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? En ek dink, ons kry ook daai gevoel as ons kyk na die ganse sterrehemel. Ons is maar stof, broos, 'n oomblik hier en dan is ons weg, en tog in hierdie Psalm hoor ons iets ongeloofliks. God het aan die mens 'n plek van eer gegee. Hy het ons gemaak as net 'n bietjie minder as 'n hemelwese en ons met aansien en eer gekroon. Hy skryf: U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Ons is gekroon met heerlikheid en eer. Hy het ons die taak gegee om rentmeesters te wees, om te sorg vir sy skepping en dit te bestuur, maar as ons eerlik is, dan weet ons vaar nie altyd so goed daarmee nie. In plaas daarvan om die skepping te bewaar, breek ons dit af. In plaas daarvan om mekaar met eer en waardigheid te hanteer, misbruik ons dikwels mekaar. Die beeld van die mens as God se rentmeester het skeef getrek. En dit is juis hierso waar die goeie nuus van Jesus Christus inkom. Die Nuwe Testament lees Psalm 8 nie net as 'n beskrywing van die mensie, maar as 'n profesie wat in Jesus vervul is. Hebreërs 2 sê, iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? U het hom vir 'n kort tyd minder gemaak as die engele, maar u het hom met heerlikheid en eer gekroon. En dan wys die skrywer van Hebreërs, dit gaan oor Jesus. Hy, die seun van God, het self die pad van broosheid gestap. Hy het kleiner as die engele geword en hy het mens geword. Hy het ons plek ingeneem, ons swakheid, ons mislukkings, ons onvolmaakte rentmeesterskap, en hy het dit herstel. Waar ons faal, het hy kom slaag. Waar die skepping en ons almal mekaar misbruik, het hy gekom as die ware mens, die tweede Adam, en hy wys hoe dit bedoel was om te wees. Hy leef in perfekte gehoorsaamheid aan die Vader, hy dra die kroon van heerlikheid en eer, en hy bring alles weer onder sy voete. Nie in wreedheid of magsig nie, maar in liefde en reg. En nou, omdat ons aan hom behoort, word ons herstel in ons roeping. Ons is nie net klein en nietig nie, ons is ook kinders van God, wat saam met Christus en in Christus leef. Ons word geroep om weer rentmeesters te wees in hoe ons die aarde hanteer, in hoe ons gawes gebruik, in hoe ons verhoudings bestuur en hoe ons die goeie nuus daar buite uitdra. So, wanneer jy weer opkyk na die sterrehemel en jy voel klein, onthou jy is klein. Maar in Christus is jy gekroon met heerlikheid en eer. Jy is nie net stof wat wegwaai nie, jy is stof wat deur God se asem lewend gemaak is en deur Christus se bloed herstel is. Daarom kan ek en jy met nuwe oë na die skepping rondom ons kyk, na ons tyd en ons gawes, alles wat ons ontvang het kyk, na die mense om ons kyk, en alles sien as 'n geleentheid om 'n rentmeester te wees van God se goedheid, genade en dit so uit te leef. So, wees 'n goeie rentmeester. Wees 'n rentmeester in jou huis, met jou werk, in jou verhoudings, jou geloof, want dit is die lewe waartoe Christus jou roep. Mag ons, wanneer ons opkyk na die hemel, nie net die hemel bewonder nie, maar ook hier op aarde verantwoordelik leef, met sorg en met liefde en met dankbaarheid, as goeie rentmeesters, sodat ons saam met Dawid ook in verwondering kan uitroep, Here, ons Here, hoe wonderbaarlik is u naam oor die hele aarde. Tot die volgende keer.